Hallo julle, hierdie is vir julle wat nie die Zoom sessie kon maak nie, so ek gaan net gou in kort saam met julle deur alles gaan. So hierdie is week 1 en die tema is erken jou gebrokenheid. So ja, daar's baie van ons wat voel dat ons te gebroken is om gesond te word. Ons voel vuil in die gees as gevolg van sonde. So ja, ek weet nie hoe jou gebrokenheid vandag lyk nie, miskien is dit jou huwelik, of jou kinders, of jou finansies, of 'n verslawing, maak nie saak hoe jou gebrokenheid vandag lyk nie, jy is hier vir 'n rede, jy hoor hierdie boodskap vir 'n rede. So vandag gaan ons gesels oor 'n paar vrouens in die Bybel, en Jesus sit juist spesifiek vir ons hierdie vrouens in die Bybel om te wys dat dit is oukei om gebroken te wees, dit is normaal om gebroken te wees, die ding is net, wanneer kies ons, of wanneer kies ons om te erken, dat ons gebrokenheid erken, sodat God daarmee kan werk, sodat ons gesond kan word en herstel, sodat dit deel kan vorm van ons testimony. Okay, so die eerste vrou waaroor ons gaan praat is die Samaritaanse vrou, en dit is in Johannes 4, dit is 'n lang stuk om te lees, Johannes 4 vers 1 tot 26. So, vat jou Bybel, pause gou, kry jou Bybel, dan lees jy gou voordat jy verder luister. Johannes 4 vers 1 tot 26 gaan oor die Samaritaanse vrou, wat by die put gesit het. Sy het 12 uur in die dag na die put toe gegaan, en Jesus het haar by die put ontmoet. En so Jesus het vir gevra vir water, en sy het gesê, maar hoe kan hy van haar water vra, want hy's 'n Jood en sy's 'n Samaritaan, en weet hulle meng nie, so hoe kan hy nou van haar water vra, en hy het toe nou op 'n punt vir haar gesê dat hy sal vir haar lewende water gee, sodat sy nooit weer sal dors kry nie. Die lewende water waarvan daar gepraat word, is God se woord. God se woord is lewende water wat uit ons uit sal borrel, soos fonteine, strome water. Ja, en wat interessant is van dit sê sy het rondom 12 uur in die dag, het sy na die put toe gegaan, waar Jesus het haar min of meer daai tyd by die put ontmoet. En dis interessant om dit te hoor, want sy was skaam. Sy het soveel skaamte gehad, en 'n gebroke identiteit as gevolg van haar verlede. Sy het soveel skaamte gehad, dat sy nie in die oggend saam met al die ander vrouens gegaan het om water te skep nie, maar eerder in die middag, sodat sy alleen kon wees. As gevolg van haar skaamte wat sy ervaar het in haar gebroke identiteit, maar steeds het Jesus haar ontmoet op daai tyd wat sy gegaan het. So ja, die Here kom ontmoet jou vandag by jou put waar jy sit, jou gebrokenheid, hoe dit ook al mag lyk, waarmee jy sukkel vandag, waaroor jy gebroken is as mens. Die Here kom ontmoet jou daar, op jou laagste, op jou hoogste. He meets you where you at. Hy wag nie vir jou om perfek te wees, of sonder sonde te wees nie. Ons is mens, ons bly steeds mens, okay? So dit is die Samaritaanse vrou. Ja, sy was vermy deur mense, sy het 'n verlede gehad, wat haar gedefinieer het as gevolg van al die mans wat sy gehad het. Sy het in isolasie geleef. So hoeveel van ons lewe in isolasie, as gevolg van skaamte, van ons verlede, sonde en goed dinge wat ons in die verlede aangevang het. So miskien relate jy vandag met hierdie Samaritaanse vrou. En maar nou kom Jesus en hy sê, hy praat met haar toe niemand anders wou nie. Hy wys haar waarheid sonder veroordeling. Sonder veroordeling. Hy gebruik haar storie om ander te bereik. So God gebruik ons gebrokenheid om iemand anders weer te help in die toekoms. Okay, so dan, die tweede vrou is Hanna. So Hanna het 'n gebrokenheid gehad van 'n onvervulde begeerte. Sy het 'n onvervulde begeerte gehad, so dit kan jy gaan lees in 1 Samuel 1. Sal jy oor Hanna gaan lees, en so sy het 'n begeerte gehad om 'n kind te kry. Sy was kinderloos gewees, so sy het regtig hierdie diep begeerte gehad om 'n kindjie te kry, en die hele stuk daaroor praat van hoe sy haar hart uitgestort het vir die Here, oor hierdie begeerte wat sy het, en hoe die Here hierdie begeerte vir haar vervul het, hoe gee hy vir haar seun Samuel, en hoe sy beloof om hierdie kind in die naam van die Here groot te maak. So, ek weet nie hoe jou onvervulde begeerte lyk vandag nie. Dalk is dit genesing waarop jy hoop, of waarvoor jy bid, wat net nie wil deur, dit wil net nie vervul word nie. Dalk is dit 'n loopbaan waarvoor jy wag deur om oop te gaan, wat net nie vervul wil word nie. Dalk is dit 'n huwelik wat nie is soos wat jy gehoop het dit gaan wees nie. Ja, so hoe ook al jou onvervulde begeerte lyk vandag,
wil ek jou aanmoedig om jou hart uit te stort voor die Here. Wanneer ons nie woorde het nie, aanvaar God ons trane, want hy weet wat ons wil sê nog voor ons dit sê. So stort jou hart uit voor die Here en moenie jou hart uitstort vir ander mense wat nie eens jou belange op hulle hart dra nie. Stort jou hart uit voor die Here, want hy is ons geneesheer en ons redder, nie mense nie. Ek sê altyd, God is altyd dieselfde, gister, vandag en môre. Mense is nie. Mense verander van dit na dit in 5 minute. So vertrou op die Here en nie op mense nie. Ons moet bid sonder filters. Kyk, Hanna was gespot en verneder. Sy was ook gespot en verneder omdat sy nie kon kinders baar nie. Maar Jesus kom gebruik haar storie dat ons pyn wat ons nie in woorde kan sit nie, net in trane ook kan meewerk vir oorwinning en 'n testimony. Vertrou net op die Here. Kyk, dan die derde vrou, waarna ons kyk, is die vrou wat oorspel gepleeg het in Johannes 8, vers 1 tot 11. So die vrou wat oorspel gepleeg het, en 'n ander woord vir oorspel is egbreek of ontrouheid in jou huwelik of in die verhouding waar jy is. So dit is in Johannes 8, vers 1 tot 11, as jy dit gaan lees. So dit is die verhaal van waar die vrou uitgevang word, sy word op heterdaad betrap, waar sy oorspel pleeg en waar die mense haar na Jesus te bring en sê, maar kyk wat het hierdie vrou gedoen, sy is betrap, sy is skuldig, en waar hulle Jesus half probeer uitdaag om te hoor wat hy nou gaan sê, om wat met haar te doen, en hy het nou gevra dat die wat sonder sonde is, die wat 'n skoon gewete het, tel die eerste klip op en gooi dit na daai vrou toe. En niemand kon 'n klip optel en gooi nie, hulle almal het weggestap en loop. Al wie oorgebly het is Jesus en die vrou wat die oorspel gepleeg het. En Jesus het vir haar gevra, het iemand 'n klip opgetel en jou gegooi? En sy het gesê, nee, niemand nie. En daar sê Jesus ook vir haar in vers 11, die laaste vers, ek veroordeel jou ook nie. So, as jy dalk met hierdie vrou relate en in hierdie situasie sit, of enigiets anders in jou verlede, sonde wat jy aangevang het, dinge wat jy gedoen het, God veroordeel jou nie, hy staan met oop arms en wag vir jou. Die Here is 'n gentleman, hy sal homself nooit op die afforceer nie, so hy staan oop arms en wag vir jou, om jou te genees en vry te maak. Ons moet dit net erken, ons moet ons gebrokenheid erken. En dan, waar mense labels op ons plak, kom God en gee vir ons 'n vars, nuwe lewe. So mense plak verskillende labels op ons, name wat ons genoem word, dinge wat ons genoem word, hulle plak wêreldse labels op ons. God kom, hy pluk daai labels af en hy kom gee vir jou 'n splinter nuwe lewe, want hy veroordeel jou nie. So wie is 'n mens om jou te veroordeel? Die woord sê ook vir ons, moenie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel word nie. Okay, Okay, dan die laaste enetjie wat ek neergeskryf het, nommer 4, die 4de vrou is Maria Magdalena. So sy was gebroke in haar verlede, maar sy het 'n herstelde toekoms gehad. En dit is in Lukas 8, vers 1 tot 2. Gaan lees dit. Lukas 8, vers 1 tot 2 praat oor Maria en oor ander vroue, maar dit praat oor oor Maria wat 7 bose geeste gehad het en sy het siektes gehad. So dit praat oor hoe Jesus haar verlos het, haar bevry het van daai 7 bose geeste en die siektes. God het haar bevry totaal en al. Die Bybel sê nie vir ons spesifiek wat se bose geeste dit was nie. Hulle sê net 7 bose geeste. So ons weet nie spesifiek wat dit is nie, maar that's not the point. Die punt is dat Jesus het haar bevry daarvan. So maak nie saak waarmee jy sit vandag nie. Jesus kan vir jou bevry. En dit was haar donker verlede gewees, maar afgesien van haar donker verlede, word sy een van Jesus se getrouste volgelinge en sy is die eerste om Jesus te sien by sy opstanding, afgesien van haar donker verlede. Julle so, wanneer ons die woord begin lees, word die lig op die donker geskyn en die lig dryf die duisternis uit, want God kan nie in duisternis werk nie. So, as jy nie jou Bybel lees nie, as jy hom net 1 keer 'n week lees, begin hom nou meer as ooit lees. Lees jou Bybel, bid en die lig sal op die donker geskyn word, sodat jy kan vrykom van dit wat jou vasbind in die gees en in die wêreld, fisies. Okay, dan, dit was die laaste een. So ja, ons hoef nie heel en perfek te wees om voor God te gaan staan en te erken wat ons gebrokenheid is nie. Hy soek nie 'n perfekte
vrou nie. Hy ontmoet jou soos wat jy is, daar waar jy is, soos die vrou by die put. Hy ontmoet jou waar jy is vandag, op jou laagste, op jou hoogste, geen sonde is te groot vir hom om te vergewe nie. Niks wat jy gedoen het, wat jy voel of dink, Jesus, maar hierdie is te groot, die Here, ek kan net nie vergifnis verwag van die Here nie, hou op om jouself dit te laat glo, want dit is nie waarheid nie. Jesus is so lief vir jou en hy wil hê jy moet redding kry en vry wees daarvan, sodat jy in oorwinning kan loop en dit deel wees van jou testimony. So, ja, dit is kortliks vandag se Bybelstudie gewees. Ek hoop dit beteken vir jou iets. Stuur vir my 'n boodskap as jy iets wil weet of iets wil deel. Ja, okay. Lekker dag vir julle almal. Bye.